thema is vir my so belangrik en ek dink die thema is eintlik onuitputlik om die waarheid te sê dat ek hoop Fani neem weer eens die leiding en bring nog herhaaldelike uitgawes uit Fani van hierdie thema. Ek dink nie ons kan hoegenaamd uitpraat oor hierdie belangrike kwessie. Ek gaan maar dit lees want ek gaan waarskynlik 'n bietjie tyd verloor as ek so tussen die gedagtes verdwaal. As 'n mens die spesiale uitgawe van die TGB oor die tema van menslike geestelikheid deurlees, is daar is vir my ten minste 3 inleidende temas wat ek graag net ter sprake wil bring en daarna sal ek die argument ontwikkel. 3 inleidende dinge wat my opgeval het. En dan verwys ek nie na die feit dat die implikasie in die woordjie menslike geestelikheid, want dit is die opskrif van die uitgawe. Die implikasie daarvan is dat daar ook ander soorte vorme van geestelikheid iewers aan te tref is. Die implikasie is nie ontwikkel in die uitgawe nie. Ek verwys net na 3 inleidende goed. Die skrywers wat hierdie gewigtige tema aangepak het, is dit eens dat die tema van menslike geestelikheid vandag in die woorde van Fani 'n hoogs belangrike saak is om oor na te dink. Maar waarom is natuurlik die vraag, waarom is dit so 'n belangrike saak? Nou, dit is opvallend ek gevra om eintlik 'n oorsig te gee oor die spesifieke uitgawe. Dit is my opvallend geweest dat die skrywers nie eens daaroor is oor waarom dit hoegenaamd 'n saak is om oor na te dink nie. Maar nogtans is daar 'n sekere ondertoon in die antwoorde wat my eintlik laat regop sit het en miskien my ore laat spits het en my ten minste geïnteresseer het. Nou, volgens hierdie ondertoon is die geestelike vandag in 'n krisis. Daai ondertoon spesifiek interesseer my. As die geestelike vroeër 'n bykans van selfsprekende gesag oor ons uitgeoefen het, is dit vandag glad nie meer die geval nie. Inteendeel, ons kan vandag eerder van iets soos die vlug van die gees praat, vermoed ek. En tweedens, oor die presiese aard van hierdie krisis is nie almal dit ook nie eens nie in die spesifieke uitgawe nie. Trouwens, nie almal is daarvan oortuig dat ons hoegenaamd van 'n krisis hoef te praat nie. Fani skryf daarom ook terecht dat nie almal noodwendig ewe sterk voel oor die feit dat daar sterk standpunt hieroor ingeneem moet word nie. Terwyl dit moeilik is om vas te stel wat die grondslag van hierdie afwysende houding eens die gedagte dat daar hoegenaamd van 'n krisis gepraat moet word lê dit waarskynlik opgesluit in die vooronderstelling dat ons slegs van 'n krisis kan praat indien ons oor norme sou beskik met behulp waarvan ons sou kon oordeel dat daar inderdaad van iets soos 'n krisis met betrekking tot die geestelike sprake is. En volgens die standpunt vermoed ek ontbreek sodanige norme en daar kan ons nie van die krisis van die gees praat nie. Nou in spanning met hierdie houding sal hieronder aangevoer word dat ons vandag inderdaad in so 'n krisis onsself bevind. Alvorens ons hieronder 'n meer substantiëre rede daarvoor aanvoer, kan ons nou reeds verwys na een te midde van talle simptome van hierdie krisis. En ek dink mens kan ure hierby stil staan. Ek verwys net na 1 of 2 simptome. Ek verwys onder andere na die sterk tendens by 2 instellings wat ingevolge hulle historiese rol vir die geestelike intree, elkeen uit die aard van die saak op sy eie, te weet in die kerke en die universiteite. Beide instellings neig daartoe om hulle self in pure besigheidsterme te verstaan. En vir my is dit 'n simptoom van die problematiek waarvoor die geestelike vandag te staan gekom het. So praat 'n predikant die naweek nog terwyl ek ry op die pad oor RSG van Jesus as ons groot besigheidsbestuurder, terwyl talle kerke in aansluiting daarbey die teologie inspan om die ego se markgedrewe sig na nog 'n huis of motor te ondersteun. In daai storting wat my betref van die teologie. Insgelyks word universiteite toenemend instellings waar die beroep op die geestelike as dit hoegenaamd nog gedoen word. Ek het trouwens in 'n lanklaas gesien dat daar hoegenaamd 'n beroep gedoen word op die geestelike. 'n blote bemarkingsinstrument in hulle strewe na groter ekonomiese effektiwiteit word. Buiten 'n soort cliché-agtige verbintenis tot transformasie, innovering en universele menslikheid, as mens daarby in die sanderheid, dan sien jy al die clichés op die borde, jammer my ou alma mater of universiteit, maar sien mens daai borde, die cliché-agtige verbintenis tot transformasie, innovering en universele menslikheid. Maar ten diepste word die universiteit eintlik gedryf deur 'n brute materiële imperatief, niks anders nie. Dit bring my by die derde inleidende opmerking.
Ek selfs kom met die deurlees van die betrokke uitgawe, en dis eintlik vir my baie interessant hier, ons het eintlik meer tyd om daaroor te gesels. Ek kom met die deurlees van die uitgawe, nie die gevoel afskud dat die tema van die geestelike vandag effens vreemd oor die oor val. Wat praat ons eintlik as ons praat van die geestelike? Wat word daarmee bedoel? Is dit nie 'n argaïsme nie? En blyk laasgenoemde nie uit die feit dat die grootste westerse bronne van nadenke oor die geestelike, naamlik, om dit nou maar saam te vat onder die stede Jerusalem en Athene, godsdienst en filosofie, dat hierdie bronne van die geestelike vir alle praktiese doeleindes eintlik nie in die trokke uitgawe aan die woord gestel word nie. Hierdie bronne het 'n soort intellektuele verleentheid geword, of jy sou kan vra, is dit so? 'n uitgediende oorblyfsel van die ou maar mislukte metafisiese strewe na sin en samehang, is 'n vraag. Mense sies vooronderstel die tema van die geestelike in die ou wêreld, jy is hier in Jerusalem en Athene, indien laasgenoemde afwesig is in ons besinning oor die geestelike, is dit 'n vraag of dit nie reeds op sigself aanduiding is daarvan dat die geestelike juis van ons afskeid geneem het. Die vraag is natuurlik waarom is dit? Hoekom het die geestelike van ons afskeid geneem? Ek kom nou nader in my these. Is dit omdat verskeie vorme van anti-metafisiese en anti-geestelike, wat ek dink nie goed hang saam, in die mate waar ons afskeid neem van die metafisiese, neem ons ook afskeid van die geestelike, kontra die tendense van vandag, sê ek. Is dit omdat verskeie vorme van anti-geestelike reductionisme vandag so 'n groot invloed uitvind op onder meer die akademiese wêreld? Soveel so dat intellektuele tans eintlik aan 'n kollektiewe gebrek aan selfvertroue met betrekking tot die bronne van die geestelike gekenmerk word. Hoe kan daar nog immers van iets soos die geestelike sprake wees as, soos wat vandag dikwels aangevoer word, die ganse werklikheid na die blinde werking van ons genetiese erfenis teruggevoer kan word, of na die toevallige spel van blinde kosmiese kragte, of na die radikale onvoorspelbaarheid van sosiale gebeure, of na die allesbepalende rol van markkragte, of na 'n kombinasie van al hierdie kragte. Is die geestelike nie maar net 'n argaïs oorblyfsel in die era van godsdienst en filosofie nie? Hoe kan ons anders hierop antwoord as om weer vorme van aansluiting by die ou bron op te soek? Dis die vraag. Ons gaan nie onderuit van die vooronderstelling dat die geestelike vandag, soos wat veral Fanny de Beer in aansluiting by die manifest van die Ars Industrialis groep te kenne gee, inderdaad in 'n krisis is. Terwyl daarvan om hierdie uitspraak te motiveer, verwys ons in die eerste afdeling kortliks na 'n historiese vergelykingspunt uit die ou wêreld. Ek wil net gou die ou wêreld ter sprake bring. En in deur die vergelyking kan reeds meer lig op die genoemde uitspraak gewerk word, naamlik dat die gees in 'n krisis is. En in die laaste afdeling wil ek net kortliks idee-historiese rede gee waarom die geestelike vandag inderdaad in 'n krisis is. En ek verwys kortliks eerstens na die historiese vergelykingspunt. Vriende, as beweer word dat die geestelike in 'n krisis is, impliseer dit dat daar ten minste een of ander tydperk was waar tydens dit nie die geval was nie. En ek dink hierdie implikasie is korrek. Daar was so 'n tyd of tye, en ek noem slegs een voorbeeld. Tydens die sogenaamde Hoë Middeleeue, en dit is nogal sentraal in my argument ook in die tweede afdeling, tydens die sogenaamde Hoë Middeleeue wat sy hoogtepunt in die 12de eeuse Renaissance bereik het, was die geestelike allermins iets waarvan die blote bestaan betwyfel is, soos wat vandag gedoen word. Of iets wat as 'n blote toevallige en uiteindelik weglaatbare byvoegsel tot die materiële werklikheid beskou is. Inteendeel, die geestelike is tot toe op 'n bykans vanselfsprekende grondslag aanvaar as dit wat die ganse dinamiek van die werklikheid moontlik maak. Volgens die Hoë Middeleeue was die geestelike dit waarna die ganse werklikheid as te ware begeerlik uitgereik het. Sonder die geestelike as die eindpunt waarop die begeerte gerig is, sou alles in 'n dodelike stasis teruggeval het volgens die tyd. Want is aangevoer, die geestelike was soos 'n kosmiese magneet wat alle dinge daarnaartoe aangetrek het. In en deur die geestelike is alle dinge verlei om buite hulle self te tree en die weg na die geestelike te onderneem, tipies van daai tyd. Thomas Aquinas, die grootste intellek van die Hoë Middeleeue, het dit op sy eie wyse verwoord toe hy geskryf het van die liefde vir die onsigbare, en hy bedoel binne die konteks die geestelike, die liefde vir die onsigbare wat alle dinge, plante, diere en mense deurtrek het, en wat hulle ook verlei het om buite hulle self te tree en aan die onsigbare deel te neem. En waarskynlik is daar weinig dinge wat hierdie punt so goed verduidelik as die buitengewone kulturele prestasies van die 12de en 13de eeuse Europa. Vanaf die gotiese argitektuur, die musiek, kuns, letterkunde, tot en met die onmeetlike grootsheid van sy teologiese en filosofiese denke,
aan die vroeë universiteite is die tydperk gekenmerk deur niks minder nie as die gevoel dat die ganse werklikheid deur 'n soort van omvattende erotiese beweeglikheid na die geestelike of na die onsigbare gestempel was. 'n Kort fonologie van die gotiese kathedraal, sakrale ruimte gebou ter ere van die geestelike, onderstreep dit 'n ding dubbel en dwars. Die ervaring van die gotiese kathedraal steun op die feit dat die blik van die aanbiddende subjek in en deur die materiële, die hout, die klip, die marmer, die glas, na die oorweldigende ligtheid en sublieme hoogtes van die geestelike meegesleer word. Sonder die onsigbare sou alles tot 'n blote sigbare versameling van klippe, marmer en glas teruggesink het, maar met die onsigbare as die magnetiese krag, ten grondslag van alles word klip, marmer en glas in 'n soort heilige dans na omhoog opgevoer. In hierdie sin was die onsigbare die voorwaarde vir die sigbare om hoegenaamd meer as bloot klip of glas te wees. Daarmee word nie gesê dat die sigbare of die materiële dinge vir die hoë middeleeue onbelangrik was nie, alhoewel die geestelike in die hiërargie van dinge 'n belangriker plek as die materiële beklee het, kon die geestelike slegs in en deur die materiële bereik word. In hierdie sin was die geestelike ook van die materiële afhanklik. Kortom, die verhouding tussen die materiële en die geestelike, tipies van daai ou tyd, was 'n wederkerige verhouding. Ek gaan nie verder aan hierdie metafoor werk nie. Ek sê maar net dat ons tyd dramaties hiervan verskil, dat ons tyd heeltemal wegbeweeg het, en ek vergelyk hierso eintlik die gotiese kathedrale met die hedendaagse malls, maar kom ons laat eers daar net terwille van die tyd. Ek kan maar net sê dat in terme van ons argitektuur kan ons nie naaste by die gotiese kathedraal ewenaar nie, want ons blik, die begeerte, om dit maar so te stel in terme van die middeleeuse logika, word hoegenaamd nie meer gerig op die onsigbare nie, maar word vertikaal gerig op die ander sigbare. Maar goed, ek wil net aanstap met die punt. Ek kom nou by kortliks die tweede, 'n belangrike punt eintlik, die idee historiese oorsig. Alhoewel 'n mens vandag talle redes kan aanvoer waarom die geestelike in 'n krisis is, volstaan ons met 'n kort idee historiese blik daarop. Dit sluit nogal aan by die opmerkings oor die gotiese kathedrale. Idee histories beskou kan die oorspronge van die krisis waarin die geestelike vandag homself bevind, na die moderne breuk tussen die geestelike en die materiële